Gemeente, goeiemôre. Welkom vanoggend in die erediens. Ek is bly om te sien dat almal die vakansie oorleef het en ek moet sommer net sê baie sterkte aan al die jonges wat volgende week skool toe moet gaan. So lekker wees. Vir die onderwysers baie sterkte vir julle wat môre begin en die kinders ontvang Woensdag. Ons bid vir julle. Daar is gevra dat daar voorbereiding gedoen word vir 'n aantal dinge. So ek wil graag noem en vra dat ons in ons persoonlike stilte tyd maak vanoggend 'n oomblik sal neem daarvoor. In die Kaap, so julle gesien het in die nuus dat dit bietjie gebrand het daar, nog steeds plek ernstig brand en dat dit bloedig warm weer daarso en sukkel maar om die brande onder beheer te kry. So ons vra voorbereiding vir die mense wat skade gely het, voorbereiding vir die mense wat teen die brand bestry en voorbereiding vir mense wat angstig in daardie areas is. Daarmee saam vir ons ook voorbereiding vir reën. Ons omgewing begin weer so 'n bietjie warm en droog raak. So reën is baie welkom en die Kaap sal dit ook nogal baie waardeer as daar reën. Dis nogal een van die vinnigste maniere om 'n vuur dood te maak. So ek wil vra dat ons oomblik neem, stil word. Die Here vra dat hy met die mense in die Kaap sal wees en reën sal bring. So kom ons neem 'n paar oomblikke en bid saam. Hemelvader, vanoggend kom vra ons as individue en as gemeente. Wees asseblief met die mense in die Kaap. Met elkeen wat verlies gely het, elkeen wat sy lewe ontwrig is, elkeen wat al moes ontruim en elkeen wat met die brande wat woed nog moet ontruim. Dra en sterkende, mag u genade oor hulle groot wees, mag u herstel bring. Here, mag daardie erge brande onder beheer kom. Wees met elkeen wat daarteen stry, elkeen wat probeer om die situasie te beredder. Mag die genade daar groot wees. Here, ons wil ook vra, mag het daar reën en die omgewing weer laat raak en die brandgevaar verminder. Here, kom wees asseblief ook hier met ons in die noorde, waar die warm weer droog gemaak het en daar weer risiko's is, boerdery en ons omgewing verbrande. Wil ons hier vra, ons sien ons met mildheid en genoegsaam, goeie reën in die seisoen, vir ons 'n goeie en positieve te maak en te hou. Here, u weet wat ons nodig het en ons vra, wees met ons. Amen. Soos Mosie gesê het van die kategoriese inskrywings, wil ek net noem, daar's een groepie wat ons effe anders gaan hou, sodra die finalejaars volgende week na die diens klaar gesin het, moet hulle asseblief reguit na die konsistorie toe gaan. Ek wil so lank met hulle begin verduidelik wat die jaar gaan gebeur en wat gaan plaasvind. So as daar enige finalejaar ouers hier is, waarskynlik hulle net hulle gaan volgende week nie 'n vol klas hê nie, maar dit gaan nie net 5 minute inskrywing en dan huis toe wees nie. Hulle gaan so 10-15 minute na die tyd oop bly. Dit dan van my kant af, ons word saam voor Here stil. Prys die Here, met eer van sy naam, buig voor Here by sy heilige verskyning. Die stem van Here weer klink oor die waters. Dit is die magtige God, wat die weer laat reën. Dit is Here self, op die groot waters. Die stem van Here is magtig. Die stem van Here is vol majesteit. Die stem van Here, geloof die seders van Libanon koop. Hy laat die Libanon in boks bring, soos 'n kalf. Hemelvader, mag ons onthou wie ons dien, wie ons eer, wie ons aanbid. Mag ons nie ooit vergeet dat u groot en magtig is, en dat daar niks is wat vir u onmoontlik is, dat
wanneer ons bid, U luister, en U ons gebede beantwoord. Here, U weet wat elkeen van ons se hoop en drome vir die nuwe jaar is. Mag ons hierdie jaar U prys vir vervulling van U beloftes, vir genade op genade, vir herstel en vir U liefde wat ons die lewens deurdring. Here, ons wil U ook vra om wees vanoggend met ons in die diens. Mag dit wat ons hier doen, U naam verheerlik en ons naby aan U hou. Amen. Wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek wil vra dat ons saam staan en die Here eer met 'n loflied. Ek wil graag vra dat die jongens wat hier is asseblief na vore kom. En ek wil graag vir 'n bietjie met julle gesels. As julle eers hier voor is, kan julle maar so 'n halfmaand sit, dan kan ek julle makliker sien. Ek het ook so verskriklik aaklige lang tyd gehad wat nou verby raak. Ek het nie vakansie gehad nie. Was dit nie aaklig nie? Lekker gewees. Okay. Is jy nou opgewonde oor die skool wat begin? Ja. Daar is net een wat opgewonde is, maar gaan dit oor maatjies of oor skool? Skool. Okay. Die onderwysers is baie trots daarop dit te doen. Ek dink die res van almal is meer opgewonde oor die maatjies as enigiets anders te maak. Daar's altyd iemand baie erg is oor skool en dit is goed en dit is positief. Vanoggend gaan ek met julle gesels oor een van die gebooie maar op 'n ander manier. Oor die karakters op daai prentjie. Wat is dit? Jessica is iemand? Marshall?
Rocky en Rabbel. En hulle is die opbetaal. Het julle 'n gunsteling julle? Wie van julle het 'n gunsteling een van hulle? Kijk, wat is jou gunsteling julle? Jy nie gunsteling julle. Kijk, wat is jou gunsteling julle? Chase. En jou gunsteling? Nie gunsteling. Enig iemand anders gunsteling? Wat is jou gunsteling julle? Marshall. Wat doen hy? Hy is 'n brandweerman. Ja, en jou is 'n polisiehond. Kan hulle alles doen? Dis die belangrikste en die beste van almal van hulle. Die antwoord was so. Nou, my kinders was het baie ouderdom gewees, die storie verskriklik gekyk is, en die diertjies maak so span op wat krisisse en probleme hanteer. En die grootste pret is om altyd uit te vind wat is die beste, want ons almal hou daarvan om te dink iets of iemand is die beste, of dit nou ons rugby span is, en of dit nou 'n held is wat ons het by die heel beste is, so dat mense ook wat jy dink die heel beste van hulle is. Maar, was dit nie wat gebeur, as mens dink, een is die heel beste, dan kry jy 'n probleem. Die een is 'n polisiehondjie, so hy kan goeders vind. Een kan vure veg, een kan vlieg, een kan goeders bou, een kan enigiets herstel, en die ander een doen alles in 'n mate. Elkeen van hulle speel 'n rol, dis hoe die liggaam van Christus werk. Elkeen van ons, 'n plek wat ons inpas, en wanneer ons saamwerk, dan werk ons baie lekker. As ek net een arm gehad het, hoe lekker sou ek 'n spulgoed kon doen? Okay. Sou ek baie vinnig kon swem? Sou ek maklik kon fietsry? Sou ek kon doen, maar dit sou moeiliker wees. Dis die probleem met wanneer alles nie in plek is, wanneer almal nie saamwerk. En ook wanneer ons dink een is belangriker as al die ander, of wanneer ons jaloers raak. Want elkeen van ons het 'n rol te speel en iets wat ons kan doen. En as daai een nie daar is nie, dan werk dit nie. En dis hoe die Here ons gemaak het. Dis ook my vir ons sê, ons moet nie jaloers op mekaar wees nie, maar elkeen van ons is belangrik, elkeen van ons is spesiaal, en saam vorm ons 'n geheel wat baie beter en sterker is as al die ander. Gaan julle saam bid? Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons lief is, en dankie dat U elkeen van ons talente en gawes gegee het, vermoëns gegee het, om verskillende goed te kan doen. Mag ons in so 'n manier leef dat ons naam U bly, nie jaloers is op mekaar nie, maar vir mekaar die spasie gee om ons talente en gawes uit te leef, sodat ons die volle liggaam van die kerk mag wees. Amen. Maar as dit nie seker maak dat almal 'n sweetie kry, as almal 'n sweetie gekry het, kan julle weer in die banke gaan sit. Ons skriflesing vanoggend kom uit Handelinge 10 vanaf vers 1. Voordat ons dit saam lees, kom ons neem 'n oomblik en vra die Here om by ons te wees. Here, dankie dat ons hierdie jaar nie kan begin, nuwe kanse, nuwe geleenthede het. Dankie dat ons nie laas jaar met ons saam te dra nie, maar nuwe begin kan maak. Here, kom wees hier met ons wanneer ons vanoggend ons diens begin, deur die woord te lees. Mag ons vandag hier van U ontvang wat U vir ons bedoel. Mag ons aandag, ons gedagtes, ons oë en ons ore, nie op enigiets anders as op U gefokus wees. Amen. Handelinge 10 vanaf vers 1. In Caesarea was daar 'n man met die naam Cornelius,
'n kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Hy was 'n godsdienstige en godvreesende. Hy en sy hele huisgesin. Hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. Een middag teen 3 uur het hy 'n gesig, duidelike engel van God, na hom toe sien kom, wat naamlik Kornelius. Kornelius het hom verskrik, aangekyk en gevra, "Wat is dit, meneer?" Die engel sê toe vir hom, "God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen, en hy dink aan jou. Stuur nou dadelik mense na Joppe toe, en laat daar 'n sekere Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier, wat by die see woon." Nadat die engel wat met hom gepraat het, weggegaan het, het Kornelius 2 van sy huisbediendes en 2 van sy lijkwagte, 'n godsdienstige soldaat, geroep. Hulle het alles vertel en hom na Joppe toe gestuur. Die volgende dag teen 12 uur die middag, toe hulle op pad hulle reis al naby die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep van die huis om daar te bid. Hy het later honger geword en hy wou iets hê om te eet. Terwyl die mense die ete klaargemaak het, het hy in geesvervoering geraak. Hy het die hemel sien oopgaan en iets soos 'n groot doek wat in 4 punte neergelaat word, sien afkom grond toe. Daarin was al van die 4-voetige kruipende diere, van die aarde en al die wilde voëls. Hy hoor 'n stem wat vir hom sê, "Kom Petrus, slag en eet." Maar Petrus sê, "Nooit nie, Here. Ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie." Hy hoor die stem toe weer, 'n tweede keer vir hom sê, "Wat God rein verklaar het, mag jy nie as onrein ag nie." Dit het 3 keer gebeur en daarna is die doek weer terug in die hemel opgetrek. Terwyl Petrus nog wonder oor die betekenis van hierdie gesig wat hy gesien het, kom die mans van wat Kornelius gestuur is, by die voordeur aan. Hulle was op soek na die huis van Simon. Tot daar toe ons skriflesing vanoggend. Hierdie is waarskynlik nie een van die bekendste van die verhale in Handelinge. Dis een in die Bybel wat normaalweg nie in die kinderbybel is nie, so ons leer nie so gereeld vir die jonges nie, en dan onthou ons maar volwassenes ook nie altyd nie. En deel daarvan is omdat dit in 'n vreemde plek in die Bybel is. Want in Handelinge 7 dan kry ons vir Filippus, hy is deur die Gees gevat na 'n pad wat naby water is, en daar het 'n Ethiopiese man teëgekom wat besig was om die Joodse skrif te lees en te probeer verstaan waar dit gaan en wat dit beteken, en die Gees het hom gelei om vir die man van Jesus te vertel. Toe hy tot bekering kom, is hy gedoop. Dan is daar so 'n kort stukkie tussenin waar iemand wat hulle op daai punt redelik irriterend beskou het, Saulus, 'n ontmoeting gehad het met Jesus, blind geword het en toe tot bekering gekom het en genees is, maar hy is nie regtig gesien as 'n belangrike persoon op hierdie punt nie, want hy was die vyand gewees wat toe probeer het om 'n vriend te word. Paulus het nie lank daarna probeer om na Jerusalem toe te gaan om met die mense te praat en by die apostels te hoor of wat hy dink, hy gehoor het van die Heilige Gees, dat hy ook die boodskap moet uitdra op waar is, maar die apostels wou niks met hom te doen nie, want hy het gedink, hy maak net, as hy tot bekering kom. Dan gaan Handelinge terug na die meer belangrike mense, die apostels, en hulle wonderwerke, die fantastiese goed wat hulle doen, wat ons soms vergeet, is die boek Handelinge se naam is nie eintlik net Handelinge nie, dis die handelinge van die apostels. En dit vertel vir ons wat hulle gedoen het, hoe dinge begin het en wat gebeur het. Met Filippus dan sien mens alreeds hoe die evangelie uitgebrei is verby wat hulle gedink het moet wees. En hoe dit 'n bietjie verder gegaan het, wanneer die Ethiopiese man was 'n proseliet geweest, is iemand wat glo. Maar nou hierso in Handelinge 10 kry ons 'n ander gedeelte. Dit begin met 'n Romeinse kaptein. Nou die Romeinse kaptein met die rang wat hulle vir hom gee daarso, was in beheer van 'n groep van tussen 600 en 1000 mense gewees wat hulle oorgesag gehad het.
En is nie sonder rede dat die teksgedeelte sê, hy was 'n godsvreesende en godsdienstige mens nie, want godsvreesende het op daai punt 'n sekere betekenis gehad. Dit beteken jy gaan kerk toe, jy dienste bygewoon, jy doen goeie dade, so jy probeer opmaak daar vir die mense. Sondaar is hy offers gegee, maar hy is nie besny nie, en hy het nie al die voorskrifte van die wet nagekom nie. Hy het van hulle gevolg, van hulle het vir hom heeltemal sin gemaak, maar ander het nie heeltemal sin gemaak nie, so hy het nie alles gedoen nie, want van die goeders in die Ou Testament is maar moeilik om na te kom. Mag nie hierdie haartjies eintlik skeer nie, jy moet eintlik 'n baard dra, daar's voorskrifte oor hoe jou hare moet wees, allerlei sulke goeders, en dit was vir hulle maar 'n bietjie vreemd gewees, al was baie van dit net seremonieel en nie eintlik veronderstel om ewig te hou nie, het dit soms 'n skeiding gehad. Bekeerlinge of proseliete het kerk toe gegaan, goeie dinge gedoen, hulle het ook offers gebring, maar hulle is besny. En hulle het al die voorskrifte van die wet so ver as wat 'n mens kon nagekom, die feeste gevier, die offers gebring, en was beskou as 'n rein. Dis nogal redelik belangrik, want Cornelius vind ons en hy is ingebroed. Hy is besig om tot die Here te bid, te vra vir rigting vir die toekoms, iets wat hy gereeld gedoen het. En terwyl hy dit doen, kry hy 'n visioen. En vra die Here met hom in 'n gesig, en die Here sê vir hom, hy moet iemand gaan haal. En die persoon wat hy moet gaan haal is Petrus. Op daardie punt was Petrus beskou as die leier van die kerk. So hy was een van die heel belangrikste ouens op daai punt gewees en het opgetree as 'n rabbi. Nou 'n rabbi in daai tyd is redelik baie soos die ouens wat ons teekom toe Jesus die verhaal van die barmhartige Samaritaan vertel het. Hulle is nie verskriklik erg daaroor om naby enigiets of enigiemand te kom wat onrein of onheilig is. So Cornelius wat vir Petrus laat roep, sou nogal 'n bietjie van 'n moeilike situasie wees, want die ou is 'n kaptein in die hoofstad van daardie provinsie Judea, want dis wat Caesarea was, die hoofstad van daardie regering. Dit is nie die hoofstad vir die Jode gewees nie, maar vir die Romeine waar hulle goed vandaan gedoen het. So as die kaptein van die hoofstad sê, kom, dan het jy nie regtig noodwendig veel van 'n keuse gehad nie, maar jy het nie noodwendig baie daarvan gehou nie, want die ouens was nie oor die algemeen gelowiges gewees nie. So Petrus sou waarskynlik met 'n baie suur gesig so toe gegaan het, want hy het geweet hierna gaan hy weer 'n reinigingsproses moet gaan en wat op dese aarde wil die ou met hom doen. En interessant genoeg was Petrus op daardie punt besig met gebed. Hy het gebid tot die Here vir rigting, vir wat hy moet doen, waarheen hy moet gaan, wat hy moet sê, en dit het nou nogal uitgewerk dat terwyl hy bid, was dit nou redelik naby middagete tyd en hy is honger. En terwyl hy bid, raak hy in vervoering. Ek kan nogal dink dat dit met enigeen van ons kan gebeur as jy honger is, jy het dalk ontbyt gemis of jy eet nie ontbyt nie, dit raak nou middagete tyd en mens begin bid, dan gaan jou gebed nogal redelik dalk oor kos gaan, dat die Here mens versorg, ietsie gee en so gou as moontlik mens help. En dis nie heeltemal wat hier gebeur nie, want Petrus raak in vervoering en hy sien 'n visioen van die Here en die teks sê vir ons, die hemel maak oop en hier kom die doek met diere af en dis nie 'n skeiding, hierdie is die rein diere, daar is die onrein diere, sodat hy kan 'n rein diertjie uitkies, slag en eet nie, dis 'n mengelmoes van die goeders, so hulle is outomaties nie regtig meer rein nie, so geen rabbi of diep godsdienstige Jood sou onder enige omstandighede enige van daai goed kon eet nie. En vreemd genoeg sê die stem van die Here vir hom 3 keer, neem slag en jy kan onrein verklaar wat ek rein verklaar het. Arme Petrus is mos maar deur 'n paar keer goeders wat 3 keer gebeur het. Jesus het vir hom gesê, voor die haan kraai, gaan jy my 3 keer verloon, en toe doen hy dit. En toe Jesus hom ontmoet, vra hy hom 3 keer, het jy my lief, het jy my lief, het jy my lief? En gee 3 keer vir hom die opdrag, laat my lammers by, as teken van vergifnis, dat hy dit nie teen hom hou dat hy hom verloon het, en weer vir hom bevestig wat sy opdrag is.
So die feit dat hierdie ding 3 keer gebeur, wys dadelik vir Petrus dat hierdie van God afkom. Dis iets spesiaal, dis iets anders. En Petrus het so verstaan, maar hy is ook nou soos daai ding, as die Here vir mense sekere goed doen, dan sê mens nogal by jouself, ek wonder wat dit nou sou beteken, want die Here gaan net voor middagete vir hom sê, hy bepaal wat rein of onrein is, maar die ouens daaronder wat kos maak rein kos. So dis nou nie dat hulle iets snaaks gaan doen, want hulle is Jode. Hy sê nie by iemand bly wat nie 'n Jood is nie, so waarom op dese aarde sou die Here so iets doen? En dis vir prakties. Ons weet op daardie punt dat Kornelius se mense aan die pad is. Dat hulle met hom gaan kom praat en hom gaan nooi om na Kornelius toe te gaan. En Petrus se oordeel sou wees soos dit. Vir die wat nie weet nie, daai is 'n ei. Jy kan, as jy een van die stukkies van 'n knoffel uithaal, 'n klein stukkie nartjie inwas. En jy sou teoreties 'n hap daarvan kon vat. Ek het dit een keer in COVID gedoen, die smaak nie baie goed was nie. Dit is nie aaklig nie, maar dis nie iets wat ek vir enigiemand sou aanbeveel nie. Net omdat jy iets kan doen, beteken nie noodwendig jy moet nie. En dit was ook die oordeel op daai punt van mense gewees. Ja, die heidene kant is in ons pas en die ouens wat hulle glo half, maar ook nie oordenklik nie, kan by ons wees, maar is dit regtig 'n goeie idee? Wil jy regtig hulle tussen jou laat, want mense wil weet, as jy knoffel hang, dan droog hy en hy kom nie regtig iets oor nie. Nartjie is heeltemal anders. As jy hom buitekant los, dan raak hy nogal snaaks. En onder andere kan hy goeders groei wat lyk soos penicillin, en as jy baie gelukkig is dit, anders is dit net een of ander vorm van mold. Niets wat jy regtig wil hê nie. En in die tyd wat Petrus geleef het, was die algemene ding ook gewees, daar was soos wat vandag is, denominasies, groepe, kliks en al die dinge. Vir eenvoudige rede mense is maar nog altyd mense. Ons hou van mense wat soos ons dink, soos ons lyk, soos ons optree, soos ons praat. En die denominasies mense is ook so opgemaak, die ouens wat soos ek aanbid, by die liedjies sing wat ek sing, wat dieselfde weergawe van die Bybel wat ek lees, is die ouens wat by mekaar gekom het en hulle het van mekaar gehou. Was daar Joodse groepe gewees wat anders was? Absoluut. Maar dis nie Petrus se groep gewees. So hy sou niks met hulle te doen wou hê. Dan gebeur die snaakse. Hierdie mans kom by Petrus, eerder as om vir hulle te sê, ek gaan hieroor moet bid. Daai werk nogal baie lekker as jy vir iemand moet nee sê of vir iemand moet sê, wag, ek sal daaroor bid. As iemand nou byvoorbeeld vir jou sê, jy moet hierdie jaar gewig verloor en fiks word, dan werk dit baie maklik om te sê, ek moet daaroor bid, maar wees versigtig daarvoor. Die Here sal dalk net vir jou teken gee dat mense dit regtig moet doen. Die pelgrim wat eendag wou gehad het, ek moet van my gedrag verander, want ek het 'n paar stokperdjies gehad, een was om koffie en tee te verbou en die ander een was druiwe. En hy het gedink die druiwe kan lei na sonde, want van druiwe kan jy alkohol maak. Van koffie en tee sukkel jy verskriklik daarmee. Toe bid hy intens vir 2 weke dat die Here vir my rigting sal wys. Toe vry ek my koffieplante en my tee. So dit is 'n gevaarlike ding vir die Here te bid, want hy gee vir jou 'n antwoord, dis nie altyd een wat jy wil hê nie. Dit is hier wat met Petrus gebeur. Die Here sê vir hom, gaan doen dit. So wat hy doen, is hy gaan saam die mense van Kornelius. Hy gaan na hulle toe, na hierdie ou wat veronderstel is om onheilig te wees. Hierdie ou met wie hy eintlik niks te doen moet hê nie. En hy gaan deel aan hom die evangelie. Die ou wat gehou het van die Jode, uitgehou van wat die Ou Testament sê, maar van die gebruike daar is 'n bietjie vreemd. So hy was versigtig om heeltemal in te gaan. En toe hy hoor van Jesus, wat Jesus gesê het mens moet doen, toe verander die prentjie en hy en sy hele gesin kom tot bekering. Hulle word gedoop en hulle word deel van die vroeë kerk. En Petrus sê dan 'n interessante ding. In vers 34 wat ek graag wil lees. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik ek begryp nou eers, dat God
nie onderskeid maak nie, maar uit enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Petrus het tot die besef gekom dat God anders te werk as ons en anders te oordeel as wat ons as mense doen. En dit het veroorsaak dat hy van daardie punt af anders te dink, anders te werk, anders te preek, en waarskynlik ook 'n bietjie versigtiger gebid het, want hy het besef, die Here doen wat die Here wil hê. En van daar af kom 'n beginsel wat vir ons moeilik is, maar baie Bybels is. Wees lief vir almal, hanteer almal met respek en liefde. God ken sy eie en hy sal die wat sy naam aanroep nie ontoeval is. Gebaseer op 'n gedeelte wat Jesus in 'n gelykenis vertel het van 'n veld wat onkruid ingekry het, en ek is nie 'n kenner op hierdie tipe grane nie, maar daar is blykbaar in die omgewing van Israel 'n onkruid wat amper presies dieselfde lyk soos koring. Die verskil kom in as hy ryp is. So jy los hom tot hy geoes word en dan kan jy skei, dis die regte distansie verkeer is. Petrus is hierso die gedagte gegee dat ons as mense moet fokus daarop wat hier ons gaan doen, wat ons doel is, wat ons werk op aarde is. Ons moet nie ons oordeel gebruik oor wat vir Here reg is, wat vir Here verkeerd is, watter groepie aanvaarbaar is, watter klik mag wees en watter nie mag wees nie. Ons moet mekaar lief en mekaar verdra en God se wil bly soek. En is belangrik want ons leef in 'n wêreld wat verskriklik baie verskil en waar daar baie geleenthede is om te oordeel. Die grappie wat ek wou gemaak het, kan ek nie vandag maak na gister nie. So ek gaan nou maar net sê, toe ek vroeër die week op Google 'n prentjie wou kry van al die Suid-Afrikaanse rugbyspanne, toe kon ek net een kry dat die Bulle, die Leeu's, die Stormers, die Cheetahs en die Sharks kry wat al reeds nog 'n klein bietjie oordeel daar sit, want dis nie al die spanne nie, maar klaar blykbaar is dit iets wat mens mag ondersteun. En vandag sal daar moontlik mense wees wat sê dis 'n goeie tyd om 'n Shark te wees of 'n goeie tyd om 'n Lion te wees, maar dalk nie so 'n goeie tyd om ander ouens te ondersteun nie. As jy dit nou nog doen, dan maak jy 'n fout. Maar sommige mense kan nie help om die Cheetahs te ondersteun. Dit gebeur maar. My vrou is 'n ernstige cheetah, maar ons hoop sy kom tot bekering. So maklik kan mense oor simpel sulke goedjies oordeel, en as jy F1 volg, dan is dit ons daai ding. Daar's mos eintlik net een persoon wat jy kan ondersteun om te wen, en dit is ongelukkig seker maar Max. As Verstappen is al klaar nommer 2, so hy gaan waarskynlik weer hierdie jaar vat, al wil ek eintlik graag die ouetjies met die perkie en die rooi karretjies moet voorwees, is die kanse daarop klein. So maklik oordeel ons oor simpel goed soos wie ondersteun, watter span ek vanhou, watter klere ek dra, en 'n spul ander goeders wat die lewe eintlik simpel maak. En dan, omdat iemand iets doen dan, hy is 'n Shark, dit verduidelik alles, of hy ondersteun Ferrari, geen wonder. So maklik kan mens in daai lokval val wat hierdie eeu al gebeur, dat mens oordeel en bepaal wat reg en verkeerd is op grond van wat ek van hou. Hierdie gedeelte in Handelinge 10 is doelbewus 'n lang gedeelte wat vir ons kan sê, wees versigtig om te oordeel. Wat ons besluit reg en verkeerd is nie noodwendig altyd wat die Here besluit reg en verkeerd is. God se oordeel werk anders as ons oordeel. En wanneer ons God se oordeel volg, dan werk dinge verbasend goed uit. Maar dit is omtrent so 30 jaar na hierdie gebeure met Petrus, wat 'n groepie Jode besluit het om in opstand te kom teen die Romeinse owerheid, en die Romeine het gedoen wat hulle normaalweg doen. 'n derde van almal is doodgemaak, 'n derde van almal is in slawerny weggeneem, en as die kerk net in Jerusalem en in Israel gewortel was dit waarskynlik so klein soos die groepie Joodse mense terwyl dit nou is. Maar die Here het Filippus, Petrus en later Paulus gebruik om anders te werk as
wat mense dink, is wat mense verwag. En die kerk het oor die wêreld versprei, en die rand oorleef. Mens weet nie watter wonderwerke daar kan gebeur as ons nie oordeel met menslike insig, maar met God se insig. Handelinge 10 kom daag ons uit om nie ons eie brein te gebruik as die oordeel, want selfs die slimste en wystes van ons raak nogal vasgevang in wat ons dink en wat ons glo en wat ons van hou. Ons is baie lief daarvoor om te dink ons weet wat reg is. Ek weet een van my groot foute is ek raak vas in iets want ek het nou al soveel tyd hierin spandeer of soveel geld, so ek gaan nog spandeer tot dit werk. En soms dan werk dit, dan is ek baie dankbaar, maar ja, soms nie. Want mense eie oordeel is gevaarlik. Mense moet altyd doen wat Petrus in die begin van die gemeente gedoen het. Doen wat Cornelius gedoen het. En dis die voorbeeld van Jesus. Voor mense enige iets doen, voor jy enige iets aanpak, vind 'n plek waar jy kan bid, waar jy God se wil kan vra, en doen wat ook al die Here vir mense sê om te doen. Al pas dit nie in mense prentjie nie, al is dit nie wat ons graag wil hê nie, al vra dit van ons om soms te sê, die Cheetahs is ook eintlik 'n goeie span. Of wat ook die geval mag wees. Wanneer ons Jesus volg, dan kom ons uit by wat die Here wil hê ons moet. Dan word ons sy koninkryk en dan versprei God se koninkryk hier op aarde. Dan werk dit op 'n wonderbaarlike manier uit. En Handelinge 10 daag ons uit om te besef, die Here te plan. Dit gaan dalk anders te wees as wat ons dink, maar dit is 'n fantastiese en goeie plan ten spyte daarvan. Dus kom ons neem die tyd, word saam voor Here stil en vra hom om by ons te wees. Kom ons bid saam. Hemelvader, wil U vra, vergeef ons asseblief vir elke keer wat ons aanjaag, vir elke keer wat ons dink ons weet wat om te doen, wat reg en verkeerd is, voortploeter en aangaan met dinge sonder om U wil te vra. Here, vergeef ons vir die kere wat ons is soos Paulus wat sy aanvanklike reaksie was om die kerk te vervolg, want dis al wat hy kon dink moet gedoen word. Help ons asseblief, soos Petrus en Cornelius te wees. Here, help ons om selfs wanneer ons moeg is, wanneer ons geïrriteerd is, wanneer ons honger is, wanneer ons nie by is, stil te raak en tot U te bid, om te vra vir U wil. Here, help ons asseblief, om dan te doen dit wat U van ons vra. Here, mag ons nie hierdie lewe aanpak met ons eie oordeel, ons eie gedagtes, en ons eie manier van doen, maar mag ons U vertrou. Mag ons gelowiges en mense, 'n gemeenskap, 'n kerk, wat nie sal fokus op wat die wêreld sê, wat ons dink gedoen moet word nie, maar daadwerklik U sal soek en U oordeel sal gebruik in wat ons doen, in wat ons sê, en in ons onsself en ander bepaal. Here, help ons om 'n gemeenskap te wees wat lief is vir die wêreld, wat lief is vir mekaar, wat 'n positiewe verskil maak. Mag ons 'n biddende gemeenskap, 'n biddende gesinne wees, wat 'n voorbeeld stel vir ander. Mag ons doen wat U van ons vra. Hoe gemaklik of ongemaklik ons ook daarmee mag wees. Here, ons vra dit nie, wat ons het verdien, maar ons vra dit deur U genade en U liefde. Amen. Daar is nou 'n geleentheid waar ons die Here ook kan eer met ons dagoffers.
Kom ons staan saam en eer die Here met die verwerking van Francis van Assisi se gebed. Mag die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die saamwees van die Heilige Gees ons lei, ons dra en ook ons beskerm, nou maar ook tot in ewigheid. Amen. In bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou. In bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede